Reg vir die vraag. Dis 'n baie maklike vraag. Regtig. Daar's 'n woord wat 4 keer in die Bybel voorkom. Kan julle vir my sê wat is die woord? Hy kom net 4 keer in die Bybel voor. Definitief nie blou. Nee, nie blou nie. Nee, reënboog kom 2 keer voor. 2 keer en 3 keer net hoog. Ja. Enigeen. Ag asseblief, enigeen vat 'n raai kans. Hy kom net 4 keer in die Bybel voor. Dis die woord paradys. Gaan soek hom op. Die woord paradys kom 4 keer in die Bybel op. So, niemand het die chocolate nie. Henry, waar is Henry? Ek en hy gaan hom seker deel, die chocolate. Dan sê, ek wil vanoggend gesels oor iets, wat my die laaste ruk baie na in die hart lê. Iets wat my eintlik pla. Iets wat volgens my by die kind van God ontbreek. Iets wat in baie mense ontbreek. En dis die woordjie respek. Ek dink ons het die krag van daardie woord verloor. Ek dink ons het die betekenis van daardie woord verloor. En ek gaan vandag 'n harde stelling maak. Die wêreld en die samelewing het sy selfrespek verloor. Ek gaan weer sê. Ek is eerlik as ek volgens sê. Ek dink die wêreld en die samelewing het sy selfrespek verloor. Ons het onsself of ons respek verkoop vir vleeslike begeertes, om vleeslike dinge aan te hang. Ons het ons selfrespek verloor teen opsigte van ons God. Want jy sien, ons wil nou die woord en God se standaard volgens ons standaard maak. Wanneer ek sê ek's 'n kind van God, respekteer ek die morele standaard en waardes van God soos vervat in sy woord. Ons het ons selfrespek verloor teen opsigte van ons God, ons kerk. Want deesdae is dit maklik om die verskoning te gebruik en ek gaan dit aanhaal. Ek het seer gekry in die kerk. Weet jy wat, kom ons hou op verskoning soek. As ek sê ek het God lief en ek respekteer dit wat God vir my verwag, is dit een van die dinge wat ek en jy moet nakom. Hebreërs 10 vers 25 sê, jy mag die onderlinge byeenkomste nie nalat nie. As ek sê ek het respek, moet ek respek hê vir die liggaam van Christus, want Jesus Christus verteenwoordig die liggaam van Christus vandag. Ons het respek verloor in die familieband. Hoe sê ek dit? Eerstens wil ek vandag met die manne praat. God het jou met geboorte gekies om wat te wees? Om die priester in die huis te wees. Om die hoof van jou huis te wees. Met ander woorde, wanneer ek dit nie nakom nie, het ek nie respek vir God se waardes en dit wat God van my verwag nie. Respek van die kind teenoor die ouer. Hoe tree ons kinders op? Ek wil vandag sê, en van die moderne samelewing, ons het baie gehoorsame ouers. Wow. Het jy al gesien? As daai kind net iets sê, ma en pa is gehoorsaam. As jy God se standaard verstaan, en God se uitleg van wie vir wat verantwoordelik is, sal jy respek hê vir dit, en een van die gebooie is, eer jou vader en moeder. 10 gebooie. Hy sê nie, ouers moet respek of eer aan hulle kinders betoon nie. Kinders moet respek aan hulle ouers betoon. En daar's 'n belofte aan. Hy sê, en jou dae sal verleng word. Ek het nie gesien dat dit verander het in die woord van God nie, maar as ek so na mense kyk, en wat mense doen, dan wil ek sê, mense, ons moet weer teruggaan na die krag van respek in ons lewens. Ons eie morele standaarde. Ons het selfrespek verloor. 'n Rukkie terug, baie algemeen, as ek by die werk kom, luister ek wat mense sê hulle oor die naweek gedoen het. En dis vir my skokkend. Ons het hierdie idee van, ek moet moreel 'n lae standaard hê om gesien te word in die samelewing, om aansien te kry.
Dit is vandag 'n oop veld oor hoe manne egbreek pleeg aan hulle lewensmaat en omgekeerd. Hoe dronker jy oor die naweek is, hoe meer aansien het jy in die samelewing. Weet wat is dit vir my 'n teken van? Jy het jou eie selfrespek verloor. God het jou nie geskape om 'n lae morele standaard te hê nie. God het jou geskape om volgens sy beeld, sy voorwaardes te lewe. En as jy dit nie doen nie, wil ek vandag vir jou sê, het jy nie respek vir jouself en vir God nie. Respek op lewe. Ons het lewe goedkoop gemaak. Dis maklik deesdae om moord te pleeg en dood te maak, mense af te breek, mense sleg te laat voel. Dan het jy respek vir die lewe verloor. Want ek kan nie in een stadium van die Bybel, of wat ek in die Bybel lees, dat of God, of Jesus, of die Heilige Gees, iemand disrespekvol behandel nie. Respek op lewe. Jesus het gekom en hy het vir Sagaria gesien, die kleinste, die tollenaar, die uitverwerpene in die lewe. En hy het vir hom gesê, ek gaan vandag by jou kom eet, ek gaan by jou huis tuis gaan. Wat het hy gedoen? Hy het respek teenoor daardie man se reg op lewe getoon. En reg deur die Bybel kan jy dit sien. Respek is 'n fundamentele aspek van die menslike verhoudings. Maar as ek so kyk na ons verhoudings met mekaar, tree so disrespekvol teenoor mekaar op. Ons wil tog so afkyk op 'n ander persoon in die gemeente of in die samelewing. Ek wil tog hê almal moet my raak sien, my prestasies. Klim van jou troon af van hoogmoed. En besef dat Jesus niemand disrespekvol behandel het nie. En ek gaan dit weer sê en ek sal dit altyd sê, maak nie saak wie by daai deure instap nie, hy sal met die nodige liefde en respek behandel word. Want dis wat God van hierdie gemeenskap verwag. God het nie gesê, kyk op hom neer nie. Die Here Jesus Christus het juist na daardie melaatses, daardie ander mense, daardie uitgeworpenes gegaan, en respek en liefde aan hulle betoon. Hoekom doen ons dit nie? Wat het geword van die kind van God? Wat het geword van die liggaam van Christus? Het ons 'n skindernes geword? Het ons 'n hoogmoedige samelewing geword? Wat het van die kind van God geword? Want dis nie die voorbeeld wat ek in my Bybel raak lees nie. Dis nie die voorbeeld wat ek in die eerste gemeentes gesien het wat gestig is deur Petrus en Paulus nie. Hulle was daar vir mekaar, hulle het mekaar ondersteun, mekaar met respek en liefde behandel, dit wat God van hulle verwag het. Waar staan ek en jy vandag? Wanneer ons respek aan ander betoon, bou ons vertroue op, bevorder ons begrippe en skep ons 'n positiewe omgewing. Dis wat die kerk van God moet wees. Waar almal veilig is, waar almal opgebou word, waar almal met liefde en respek behandel word. Maar nee, die moderne kerk het 'n show geword. Die moderne kerk het nie meer God se respek en liefde nie. Ons beeld dit nie meer uit nie. Inteendeel, ons kyk op ander neer. Ek wil vandag vir jou sê, die meeste mense, en ek wil nie sê die meeste nie, almal van ons soek respek. Almal van ons is geregtig op respek. Dit sluit die man wat onder die boom lê, dronk, daardie uitgewerpene. Dit sluit hom in. Wil jy vandag 'n siel red? Wil jy vandag iemand van God se koninkryk red? Gaan behandel daai man met respek en liefde. Verander jou gesindheid.
van 'n neerhalende gesindheid na een wat met liefde en respek optree. Ek wil vandag vir jou sê, as ons as kinders van God dit gaan begin toepas, gaan ons voller kerke hê en meer mense wat gaan terugdraai na God. Dis wat ons moet doen. Is hierdie respek wat God van ons verwag iets niets? Nee, in die Bybelse tyd is dit al. Deur die eeue heen vorm dit 'n belangrike deel van ons geloof en maak dit 'n belangrike deel uit van die verhoudings in 'n gemeente, in 'n gemeenskap, in die Bybel. Respek. Daarom is dit iets wat ook in die Bybel aangespreek word, waar die Here kom en hy sê byvoorbeeld die gebod in Levitikus 19 vers 32, uit eerbied vir God moet jy eerbied bewys aan ou mense en hulle met respek behandel. Want hy sê ek is die Here. Behandel ons nog die mense so. Weet jy, ek en my vrou baie in die aftreeoorde met mense te doen. En daar was een tannie wat my vrou baie nie na in die hart gelê het, en hoe disrespekvol haar dogter teenoor haar opgetree het. In baie gevalle. Hoe sy haar ma gevloek het. En dan dink ek aan hierdie gebod. Hy sê jy moet eer bewys aan ou mense. Gaan kyk vandag in die samelewing. Gaan kyk vandag by Pick n Pay. Na hierdie diens, gaan sit dit bietjie stil en hou mense dop. Hoe behandel hulle teen ou mense op? Hoe tree hulle teen hulle op? Wie ek het die voorreg gehad en ons het Karen het nou die laaste trek vir my gedoen, wat ek by die skole gaan bedien het. Dan sien ek daai disrespekvolle, ongeskikte, ongemanierde kinders. Hoe hy met 'n onderwyser praat. Dan vra ek myself die vraag af, praat hy met sy eie ouers so? Nee, ek wil vandag vir jou sê, my seun moes dit gewaag het. Hy moes gewaag het om met sy ma, of met 'n onderwyser, of met 'n ouer persoon so te gepraat het. Hy sou vir 'n paar dae nie op sy agtersteewe kon sit nie, dit kan ek vir jou gewaarborg het. Maar ons laat dit toe. Trouwens staan daar eintlik in die Bybel, ons met die teenwoordigheid van 'n ouer persoon, moet ek en jy met liefde en respek hom behandel. Maar wat nog meer van belang is die feit dat die respek vir mense gekoppel word aan die volgende. En luister mooi, jou respek en hoe jy ander mense respekteer en teen hulle optree, bepaal die volgende verhoudings. Eerstens, en ek wil hê vandag jy moet self ondersoek doen, jou verhouding met God. Wanneer jy met respek teenoor iemand optree, kan ek sien dat jy respek vir God het. En wat doen ons as mens? Ons het die respek en die vrees van God verloor. Want ons wil die woord van God aanpas by ons. Ons wil die morele standaard van God verdraai om by die mens aan te pas. Dis 'n disrespekvolle verhouding wat ons teenoor God dan het. Wanneer ek sê ek's 'n kind van God, moet ek in die regte verhouding van God staan en moet ek daardie verhouding weerspieël aan ander mense. En een van dit is respek, om met respek teenoor hulle op te tree, want ek verteenwoordig my God. Ek is 'n ambassadeur van wie? Van God. En wanneer ek met minagting teenoor enige persoon optree, wat doen ek? Ek breek die beeld van God. Ek doen skade aan die beeld van God. Maar wanneer ek met liefde en respek optree, verteenwoordig ek die een wie ek aanbid. Dit reflekteer jou verhouding met God, jou respek vir God, jou eerbied aan God, jou hoë agting vir God self. Dit is omdat God vir ons so belangrik is, dat die mens ander mense met respek moet behandel. Want wat het God vir ons geleer in Matteus 22 vers 37? Hy sê vir ons die volgende:
En ek wil lees uit die 53 vertaling. En hier word 'n vraag aan hom gevra. Meester, wat is die grootste gebod? En ek dink ek en jy moet hierdie vraag vra. Here, wat is die grootste gebod? Wat verwag u nou van my? En hy gee vir ons die antwoord. In vers 37. En Jesus antwoord hom. En so antwoord Jesus elkeen van ons vandag. Hy antwoord vir my en jou. En die vraag is, wat gaan jy met die antwoord doen? Gaan ek gehoorsaam wees? Of gaan ek disrespekvol wees teenoor hierdie antwoord wat die Here vandag vir my gee? Hy sê, en Jesus antwoord hom, hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod. En hy sê, en die tweede, wat hier mee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Sê jy vandag, jy is lief vir God? Wie is lief vir God? Jy mag jou hand opsteek, hy is die eerste een. Maar ek het 'n groot liefde van God in my lewe. Maar hy vra, jy moet jou naaste lief hê. En om liefde aan jou naaste te bewys, is 'n optreding van respek. Doen ons dit? Kom ons hoop skyn heilig wees en ons ondersoek ons leefwyse en beantwoord daardie vraag vir jouself vandag. As ek sê ek is lief vir God, dan moet ek met respek optree teenoor my naaste. Want hy sê, dit is die hele wet wat opgesom word in hierdie twee gedeeltes. En die rede waarom dit so belangrik is om hierdie vertrekpunt van respek raak te sien, is omdat dit die heel belangrikste motivering vir my en jou moet wees, om respek teenoor ons God te betoon. Wat moet die grootste motivering in jou lewe wees? Om respek, liefde teenoor jou God te betoon en aan jou medemens te betoon. Eerstens moet ek en jy respek en liefde aan God die Vader en dan aan die medemens betoon. Filippense 2 vers 6 tot 1 kom die mooiste gedeelte van respek. En dit is Jesus Christus. Weet jy, Jesus Christus is ons voorbeeld op aarde. Jesus Christus het vir ons soveel mooi waardes nagelaat. Dinge wat ek en jy moet doen. Maar wat was die eerste en die mooiste aspek van Jesus? Hy was altyd gehoorsaam aan God die Vader. Hy was altyd nederig. Hy het altyd met respek teenoor God die Vader opgetree tot aan die einde, tot aan die kruis. In Filippense, kom ons lees hom. En hy word in twee gedeeltes opgedeel. Filippense 2 vers 4 tot 11. En julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Heel eerste begin hy. Nie na jou eie belange omsien nie. Jy moet na ander se belange omsien. Ons moet op ons selfsugtig wees. En ons moet mededeelsam raak. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Jesus Christus was. Watter gesindheid? Liefde, respek, eerbied, ontzag. En ek kan al sy eienskappe opnoem. Maar is dit in ons vandag? Is dit wat in ons sigbaar is? Hy sê, julle moet hierdie gesindheid openbaar. Doen ons dit? As ek so na die moderne kerk en wêreld kyk, die gebrokenheid van die wêreld, die kinders van God wat stil raak, hulle sit hulle liggie onder 'n emmer en maak hom toe. Want hy's tog so bang om te skyn. Hy's bang mense sien dit raak en mense breek dit af. In plaas van om dit helder te laat skyn, sodat almal God se liefde kan sien. Hy sê, hy wat die gestalte van God was, het geen roof of geag om gelyk aan God te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk te word.
God het hom gevra. Hy het 'n redder vir die wêreld nodig. En God het sy seun gestuur. En Jesus het geweet wat op hom wag. Maar hy het tot in die dood die respek gehad en die eer aan God van dit wat God van hom verwag het. En in 'n gedaante gevind as 'n mens het homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, tot die dood van die kruis. En hier kom dit. As ek en jy met respek optree en ons wys nederigheid, wat gaan gebeur? Soos wat Jesus respekvol nederig was. Wat gebeur? Toe hy sterf het God hom weer verhoog in die koninkryk van God. Hy sê, daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom naam gegee bo elke naam, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie wat in die hemel is en die wat op die aarde, die wat onder die aarde is, en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is tot die heerlikheid van God die Vader. God het hom verhoog. Ek sê altyd, om die grootste in God se koninkryk te wil wees, is om die minste op aarde te wil wees. Want wat het Jesus kon doen? Almal het hom gesien as hierdie groot koning. En baie konings loop met hoogmoed in hulle, maar nie die koning van die heelal nie. Nie die Jesus wat ek en jy aanbid nie. Hy was 'n dienskneg. Hy was 'n slaaf vir die wêreld. Hy het met respek teenoor God opgetree. Dink jy nie dis wat ek en jy dalk moet doen nie? Om weer te besef en te vra, Here, wat wil U vir my hê? En wanneer ons daardie vraag vra, begin ek en jy om in liefde en in heerlikheid te wandel, om te streef na wat God van ons wil hê, en dan wat God het verwag, om eerbied en respek in daardie opdrag te toon. Hy het gekom en het hom verheerlik. Wat is die waarde van respek? Het jy alself jou die vraag gevra, wat is die waarde van respek? Wat is die waarde van respek? Het iemand dit al iets gevra? Ek kan baie keer sê, dalk goeie maniere. Iets wat by ons ontbreek. Maar wat is die waarde van 'n gesprek? Bring dit jou iets in die sak? Wel, soms ja. Meestal is dit egter nie met 'n geldwaarde vergelyk nie. Jy sien, baie keer wil ons kinders of iemand omkoop om met respek teenoor my op te tree, want hulle weet mos, as ek nou geld in die sak het jy al gesien, hier kom die man uit weer geld, en eweslik sommer respekvol, kom sy op skyn heilig wees. Geldwaarde koop nie respek nie. Wie wat koop respek? 'n morele standaard en liefde. Dit wat mense in jou kan raak sien. Nie skyn heilig nie, opreg in dit wat van jou verwag word. Kom ons kyk, wat maak respek besonders? Respek is iets wat almal soek, maar is nie iets wat almal maklik in die hande kan kry nie. Ek sê altyd vir mense, respek kan nie op iemand afgedwing word nie. Jesus het nie op een van ons respek afgedwing nie. Hy het vrywillig gevra dat jy in liefde en in respek na hom toe moet gaan. Respek is iets wat jy, ek wil amper voorsê, ontvang van iemand. Dit kan nie afgedwing word nie. Wanneer ek iemand met respek behandel, gaan daardie persoon met respek teenoor my optree. Ek ontvang sy respek. Jesus het met respek met ons en teenoor God die Vader opgetree, en hy het in ruil daarvoor respek ontvang. Kom ons doen dit. Kom ons begin dit in ons lewens toepas. En dit begin by 'n keuse. Begin dit om selfrespek in jou lewe toe te pas. Hoorie wat ek vandag sê? Het jy respek vir jouself? Ek dink dit is iets wat ontbreek by die mens. Maar jy sien, as jy selfrespek het, sal jy nie, en ek het dit al gesê, en ek gaan dit vandag sê, en dit is 'n baie mooi voorbeeld wat ek gebruik. Ons het altyd in die polisie gesê, wat is die verskil tussen 'n polisieman en 'n vark? Wie kan gou vir my sê?
Ja, sê. 'n vark word nie 'n polisieman as hy 3 doppe in het nie, maar 'n polisieman of 'n persoon kan baie keer 'n vark word as hy 3 doppe in het. Dan verloor jy jou selfrespek. Eerstens, begin dit by 'n keuse wat jy vandag moet doen. Ek moet weer my selfrespek terugkry. Hoe kry ek my selfrespek terug? Deur eerstens na God toe te gaan en te vra en te sê, ek is jammer. Here, vergewe my. Here, kom verander my, sodat ek weer die goeie in mense kan raak sien, en dat ek u beeld kan uitleef, sodat die wêreld dit kan sien. Maar die kind en die mens en die wêreld het hulle selfrespek verloor. Daarom kan ons nie respekvol wees nie. Daarom kan ons nie met God in respek en eer staan nie. Kom ons begin dit terugkry. Dit is noodsaaklik. Mense kan sien as jy selfrespek of sonder selfrespek is. Ek dink die waarde van selfrespek lê in hoe jy ander benader en die invloed wat jy op ander uitoefen. Is dit nie wat Jesus gedoen het nie? Dis die mooiste voorbeeld. Weet jy, by die put met die Samaritaanse vrou. Weet jy wie was 'n Samaritaan? Hy's 'n uitwerpsel gewees. Hy's iemand wat nie 'n plek in die samelewing gehad het nie. Hy's iemand met wie jy nie gemeng het nie. En wat het Jesus gedoen? Jesus het gekom en hy het in respek haar benader. En deur sy respekvolle houding het hy haar beïnvloed. En wat het sy gesê? Hierdie is wie? Is die Messias. En wanneer ek en jy optree met selfrespek, iemand in respek benader, wat gebeur? Ons beeld Jesus Christus uit. En wat gaan gebeur? Hy gaan sê, ek wil wees soos Jesus. Ek wil ook dit hê wat in hom is. Respekvolle benadering is baie makliker om tot begrip te kom en sodoende die eindresultate bereik waarna ek en jy soek. Wat wil ek en jy hê? Wat is ons doel op aarde? Wie kan my sê? Om God te verheerlik en om die evangelie te gaan versprei, sodat ander tot inkeer kan kom. Maar as ek disrespekvol optree, gaan ek dan die evangelie van God in daardie persoon se hart saai? Nee. Dis tyd dat ons weer begin ondersoek doen en vra, wat is vir my belangrik? Mense reageer gewoonlik nie positief wanneer hulle sonder respek behandel word nie. Is dit nie so nie? Nou kyk, ek het al baie keer gesien in kerke, dan was 'n persoon baie lanklaas in die gemeente en sy by hy deur instap. Wat is die eerste keer en hoe vra die mense vir hom iets? Waar was jy? Hoekom is jy? Nee, as jy dit doen, tree jy disrespekvol op en jy daai persoon permanent verloor. Ek kan jou garantie, hy gaan nie weer kerk toe kom nie. Nie waar nie. Maar as jy kom en jy tree respekvol op en liefdevol op en sê, Boeta, ons het jou gemis. Weet jy, ons het jou so lanklaas in die kerk gesien. Weet jy, jou plekkie in ons harte was leeg. Gaan hy persoon terugkom gemeente toe? Die antwoord is ja. Respekteer die lewe en leer die reëls van die lewe. Ek het dit nou gesê. Respekteer lewe. Weet wat is die belangrikste wat jy kan doen vandag? Dis om 'n lewe te red. Hoe red ek 'n lewe? Deur vir hom te vertel van wie God is. Nie net met woord nie, maar met daad ook. Dit begin deur respekvol en liefdevol teenoor 'n persoon op te tree. Dis wat ons moet doen. Sonder respek sal jy nie maklik leer hoe die lewe werk nie. Sonder respek sal die lewe herhaaldelik vir jou 'n probleem wees. Leer lewe en respekteer lewe. Wys respek aan almal. Is dit nie die grootste probleem nie?
Ons wil kies teenoor wie ons respekvol wil optree. Is dit nie so nie? Kom ons wees eerlik, ons lewe in 'n samelewing waar dit so is. Wel, as ek na die woord van God kyk, sê Matteus 28 vers 19 en 20, gaan dan heen en maak disippels van, sê gou vir my, alle nasies. Met ander woorde, ek moet respekvol optree teenoor almal. Hoe tree jy teen ander kleriges op? Hoe tree jy op teenoor die tuiningenieur wat in jou tuin werk? Hoe tree jy op teenoor die persoon wat in jou huis werk? Nou, is dit nie wat God van ons verwag nie? Is dit nie die voorbeeld wat God nagelaat het nie? Ek wil hier 'n bietjie baie mooi gaan dink oor iets. Wie was Simon van Sirene? Wie kan my gou sê? So 'n swart man wat van Sirene afgekom het. Wie het Jesus se kruis gedra? Op wie se bloed het Jesus eerste gekom? Sê my gou weer. Simon van Sirene. Nou as ek weer ooit iemand hoor wat vir my sê dat daardie mense nie onder die bloed van Jesus kan staan nie, dan wil ek vir hom net sê, gaan terug na die Bybel, gaan lees bietjie jou Bybel baie, baie mooi. Jesus se bloed was vir almal. Het hy almal losgekoop in die kruis? Ja. Het hy almal met respek behandel? Ja. Moet hierdie huis van die Here dit doen? Ja. Maar is dit wat gebeur? Die antwoord is nee. Wil jy weer die krag van God sien funksioneer? Kom ons begin almal met dieselfde liefde en dieselfde respek te behandel. Wil jy versoening sien? Kom ons doen dit wat Jesus vir ons nagelaat het. Dan sal ons werklik die krag van respek in ons lewens sien. Respek is 'n kragtige instrument wat ons verhoudings en gemeenskap kan transformeer. Deur die waarde en die vriendelikheid en die insig waarmee ons ander kan behandel, kan 'n positiewe en respekvolle omgewing skep. Kom ons streef daarna om respek te toon teenoor ons God en almal wat God op ons pad geplaas het. Kom ons as gemeente, kom ons as kind van God, streef dit na. En nou kom die grootste een. Respek teenoor jou grootste vyand. Nou kyk almal so af. Moenie afkyk nie. Respek teenoor jou grootste vyand. Wie op hierdie oomblik is die een wat vir jou die grootste probleem in die samelewing is? Wie is 'n struikelblok vir jou? Karen sê die president, baie mooi Karen. Weet jy wat? Dit kan iemand in jou familie wees. Dit kan iemand wees wat naby jou bly. Dit kan iemand wees wat skindertong die heeltyd het. Daar's baie faktore wat 'n rol kan speel. Maar wat moet ek en jy doen? Ons moet met respek teenoor hom optree, sodat ons hom in liefde kan wen. Toe Jesus in die woestyn ingelei was, hoe het Jesus met sy grootste vyand opgetree? Toe hy versoek was. Het hy enigstens disrespekvol opgetree? Nee. Het hy hom tereggewys volgens die woord van God in liefde? Ja. Nou dis die gedeelte waarvan ons nie hou nie. Want ek weer eens wil mos kies teenoor wie ek respekvol wil optree. Dit sluit jou grootste vyand in. Nou kyk julle my weer soos 'n klomp eerstejaars studente. Dis wat God verwag. Wil jy volgens God se woord, wil jy respek en eer aan God toon, dan moet ons volgens die morele standaard van God lewe. En ons moet respek betoon teenoor almal, insluitend jou grootste vyand. En wat het die Here gesê in Matteus 6? Jy moet jou skuldenaar vergewe. Hoeveel keer? 'n dag?
70 maal 70. Moet jy dit doen? Ja. Maar dit is nie wat ons as kinders van God doen nie. Ek dink ek en jy moet regtig baie mooi gaan nadink oor hierdie woord respek. En wat 'n kragtige woord van herstel dit nie in ons lewens kan wees nie. Kom ons ondersoek onsself in hierdie week. Kom ons begin met respek, eer en liefde teenoor mekaar optree. Want dis wat God van ons verwag as individu, as liggaam in Christus, as ouer in die huis. Kom ons tree met respek en liefde op, sodat ons 'n seën vir God kan wees. Amen. Kom ons sluit die oë. Liefdevolle Vader, Here, ons nader U mooi troon van genade en liefde. Ag Here, U praat vandag met ons, Here. Here, oor 'n klein woord, Here. Maar 'n woord wat so kragtig is, Here. Here, 'n woord wat soveel herstel kan bewerkstellig, Here. Here, en U was die sprekende voorbeeld, Here, van respek, Here. Here, U het soveel respek gehad, Here, vir God die Vader, Here. Here, U het met soveel liefde en respek teenoor hom opgetree, Here. Here, voordat U enige wonderwerk gedoen het, het U God se wil gerespekteer en gesê, Vader, as dit U wil is. Here, daardie aand, Here, toe U in die tuin gesit het, Here. Here, net die nag voor U kruisiging. Here, het U gebid en gesê, Vader, as dit U wil is, laat hierdie lydsbeker verby my. En Here, toe hy antwoord kom, Here. En God die Vader sê nee. Here, het U gesê, ek respekteer daardie antwoord. Ek sal my kruis dra. Ek sal daardie wrede dood sterf. Here, en tog is dit 'n mooi voorbeeld van ons, Here, as kinders, Here. Eerstens, hoe ons teenoor U as ons hemelse Vader moet optree. Here, as U woord sê, dis 'n sonde. As U woord sê, Here, dis verkeerd, moet ons daardie antwoord aanvaar. Here, as ons bid en die antwoord kom nee, moet ons dit aanvaar. Here, maar dit wat ons van U leer, Here, dit wat ons van U, van Jesus leer, Here, so moet ons ook in ons huishoudings toepas, Here. Eerstens, ek is kind, Here. Here, my ouers, my ma lewe nog, Here. Moet hoeveel respek behandel ek haar, Here. Here kan nog soos wat U die Vader geëer het, Here. Is ek nog gehoorsaam aan dit wat sy van my vra? Here, as ek nie respek vir my aardse vader en moeder kan toon nie. Here, hoe moet ek respek vra vir my kinders, Here? Hoe moet my kinders respek aan my toon, Here? As ek nie daai voorbeeld kan stel nie. Here, maar as kind van U, verteenwoordig ons U vandag, Here. Here, as ek nie teenoor my medemens met liefde en respek kan optree nie. Here, hoe kan ek dit verwag dat hulle met respek en liefde teenoor my sal optree? Here, daarom is my gebed vanoggend, kom verander ons as individu. Kom verander ons, Here, as kerk. Kom verander ons as gemeenskap. Here, kom verander ons, Here, as 'n nasie, as 'n volk, Here, sodat ons weer met die nodige liefde en respek, eerstens teenoor U, dan teenoor ons medemens kan optree. Dit is my gebed en hierdie oggend tot eer van U mooi naam, die naam van Christus Jesus. Amen en amen.